So, hierdie is my baie lekkerder eintlik, want ek bedoel, is asof ons meer in mekaar se gesigte is. Dis kyk die eerste Christene het mos nou nie in kerke by mekaar gekom nie. Dit was eintlik 'n ding gewees waar jy die goeie nuus gehoor en jy het dit geleef en dan het jy Sondag by mekaar gekom en het met mekaar bemoedig en gesê, byt vas, ek weet die wêreld is rof, maar Jesus is Here. En ek dink dis meer, hierdie is nader aan dit as wat ons, hallo, sit asseblief daar. So hierdie is bietjie nader aan dit, want ek bedoel, nou sit 'n ou met 'n wêreld wat so half sekulêr is, dis geloof het nie eintlik 'n verskriklike rol daarso nie. Om die waarheid te sê, is geloof het so 'n ding geword van, dis jou keuse, dis die manier waarop jy kies om te leef. Waar ek dink 2000 jaar terug was dit 'n ding gewees van ek's uitgelewer in 'n wêreld wat kwaad en moeilik is, ek het nie 'n plek nie, en daar's 'n Here wat vir my, daar's 'n God wat vir my lief is. En dit was die goeie nuus gewees, mense het by mekaar gekom op Sondag, terwyl die Sabbat mos eintlik Saterdag is, maar hulle het nog 'n dag aan die begin van die week by mekaar gekom en gesê, dis die dag wat hy opgestaan het, 'n nuwe ding oopgemaak het. Ons wil hierso saamkom te vier dat hierdie Here wat vir ons gesterf het vir ons lewe. En dat as ons hierdie week ingaan, leef hy saam met ons. En ons hoef nie op ons eie krag staat te maak nie, want hy is nie net 'n konsep nie, hy is 'n God wat verstaan en daar is. Nou vandag is ons weer terug by 'n plek waar geloof eintlik so half ek wil sê 'n ideologie geword het. Dis 'n keuse wat jy maak volgens jou waardes. Ek is 'n Christen, so ek kies om op 'n sekere manier te lewe en ek kies om op 'n sekere manier te glo. Maar as jy kies op 'n ander manier, is dit ook okay, want elkeen van ons moet ons eie keuses maak en ons moet volgens ons eie keuses leef. Dis so half waartoe die wêreld geskuif het, na 'n ding van elkeen kan sy eie God hê, elkeen kan sy eie maniere wat hy aanbid en wat ek gaan vir niemand sê wat moet hulle doen nie. En ek dink dis 'n mooi ding aan die een kant, maar aan die ander kant is die onderbou van daai manier van dink is dat dit nie regtig saak maak wat jy kies nie, solank jy op die einde van die dag die vrug pluk, solank jou lewe beter is. En nou kyk 'n ou na die lewe waar ons soveel keuses het. En ek wil vra, is ons lewens regtig beter? Ek bedoel, om geen keuse te hê nie dis sleg. Maar met al die keuse wat ons vandag het, keuses van wie jy is, wat jy gaan word, wat jou seksualiteit is, wat jou seksuele oriëntering is, wie jy gaan trou en of jy gaan trou, of jy gaan kinders kry, gaan jy kinders kry, gaan jy nog kinders kry. Al hierdie goeders, wat gaan jy word? Wil jy nie nog 'n tweede ding word nie? Wat al hierdie vryheid van keuses maak op die einde van die dag dat ons net, ek dink, meer angstig en verlore voel partykeer. En dis waar ek vandag wil begin om te vra, sê julle sal my net vir 'n oomblik stil word. En kom ons bid saam. Almagtige Here, U is werklik. En U is nie net 'n beginsel nie, U is nie 'n idee, 'n konsep nie, U is nie net 'n stel waardes of normes nie. U is 'n persoon, U is God, U is regtig. U wil met ons 'n verhouding hê vandag. En wanneer ons hierso saamkom, Here, met die koue daar buite, is dit vir ons net lekker om te weet dat op die eerste dag van hierdie week U daar is. En U God is. En U verstaan. U weet wat dit is om mens te wees. U weet wat dit is om swak te wees. U weet wat dit is om soekend te wees, want U was mens gewees. En tog is U God. Omdat U ons nie los net as mens nie, maar ons optel wanneer ons val en ons in die huis intrek. Help ons asseblief om vandag iets van die stem te hoor en te weet, U is regtig by ons, U is lief vir ons en U is saam met ons. En dan bid ons dit saam. Amen. Ek wil graag vir ons begin met net 'n psalm wat ek wil lees. En dis 'n lekker psalm, want kyk, psalms het altyd wel so 'n ding van, Here, U is groot, U is wonderlik, ek haat die ouens wat sonde doen, en help my asseblief met my foute en my tekorte, en moenie kwaad bly vir my nie. Daar's hierdie interaksie van goeders wat jy sê, goeders wat jy vra, goeders wat jy doen, goeders wat jy bely. Maar hierdie psalm is 'n indikatiewe psalm. Met ander woorde, dis net stellings.
Daar's net stellings, dis net 'n lys feite wat gedeel word. Van die begin tot die einde. En dis wat dit nogal oulik maak. So ek wil dit vir julle lees, en dan wil ek so praat oor elke stukkie wat vir my uitstaan, en dalk help dit jou ook vir die week wat kom. So die Psalm is 103. En dis nogal, jy sal die woorde herken, is nogal 'n bekende Psalm met gebruik goeders van Exodus 34 en sulke goeders ook in. Maar dit gaan so. Van Dawid. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugtelike krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge vir ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek is vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here magtige engele, want sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens, wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Hierdie Psalm is, sy struktuur is 'n Hebreëse manier, hulle noem dit 'n chiasme. As jy op skool onthou, jy het verskillende rympatrone, kruisrym en paarrym. Hierdie is soos omarmende rym. So met ander woorde, waar hy begin en waar hy eindig, skakel met mekaar. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. En dan bou hy so op na die middel toe. En dis so half die anker van die hele Psalm is, dit wat in die middel is. Maar hy begin met loof en eindig met loof. En dalk is dit ook hoekom jy vandag hierdie video kyk, en dalk is dit hoekom jy vandag hierso sit is, want jy wil die Here loof. 'n Mens lees van hierdie goeders van God wat genadig is en mense sonde verwyder so ver as die ooste van die weste af is, dat hy vir jou nuwe krag gee, dat jy soos 'n arend kan vlieg, en dalk is dit presies waar jy sê, ek het nodig om die Here te loof. Ek het nodig om terug te kom na die Here toe, want ek wil ook dit hê. Ek wil ook kan sweef soos 'n arend, ek wil ook kan oor die moeilikheid kom. Maar die realiteit van die lewe is ook hierin. Een ding wat by my vassteek is daai ding wat hy sê van, die Here weet waarvoor ons gemaak is, ons is so stof, ons is stof. Nou kyk jy ander dag 'n video waar iemand praat van, wat gaan met jou gebeur as jy eendag sterf? En die een ou sê, ek wil 'n edelsteen gemaak word. Nou gewoonlik vra hulle mos vir as of begrawe of wat hy sê nee, ek wil 'n gem word. En nou is almal soos, nou maar wat beteken, hulle sê nee, jy word vir as, en dan vat hulle daai as, en dan kompres hulle daai as verskriklik, en dan word jy op die ou, dan bou hulle soos 'n diamant of 'n ding daarvan, van die koolstof wat hulle nou druk op sit. En ek dink dis baie keer hoe ons moderne mense leef, is jy voel soos as, maar jy weet, hier binne in jou is daar daai diamant, jy moet hom net oopsluit, jy moet dit net uitkry, en jy weet, baie daar is die lewe druk, maar dis hoe diamante gemaak word, en jy weet baie daar is, jou kinders het 'n breek nodig, maar jy kan hulle nie net los nie, jy moet hulle blootstel aan goeders, in sport en kultuur en akademie, jy moet hulle druk,
Want druk is hoe diamante gemaak word. Maar dis die probleem ook, nou. Want al hierdie druk is nie besig om ons in diamante te verander nie. Maar net vir ons uit te lig dat ons grond is, dat ons stof is. En dan kyk 'n mens jouself in die spieël en jy dink, wat doen ek fout? Wat leer ek vir my kinders fout? Hoekom gaan dinge nie? Is ek op die verkeerde manier van leer of doen hierso? Want ek sit al hierdie druk op myself en ander mense, en ek sit hierdie druk op die mense om my, en in plaas van diamante voel ek net minder. En ek dink in daai wêreld praat hierdie Psalm presies met my en dalk met jou. Want hy doen nie met opdragte en uitnodigings, hy werk net met stellings. Hierdie Psalm is net besig om feite te deel, indikatief een vir een. En die eerste 5 verse is net eenvoudig besig om te sê is, God is lief vir jou. En dit gaan oor God en ons. En as jy 3 woorde so vir jou sien, God is aan die een kant, ons is aan die ander kant, en daai en in die middel, dis waar die eerste 5 verse gaan, is hierdie persoon, Dawid, wat gaan en sê, ek wil met God hierdie verhouding hê, en ek weet, ek wil die Here loof, en ek wil met hom verhouding hê, ek wil die en doen, en dan kom ek agter, maar God is die een wat vir my barmhartig is, God is die een wat my vergewe, God is die een wat lief is vir my. En dan begin hy daai pad verduidelik, hy sê, ek het aanvanklik gedink, dat dit gaan van my, wat by die Here hierdie verhouding moet doen, maar nou kom ek agter, ek kan eintlik net meer getuig oor wat die Here met my mee besig is. Met ander woorde, dit gaan nie oor die druk wat ons op onsself maak, wat ons iets diamante kweek nie. Hy begin daarso, maar dan kom hy agter, nee, dis God wat die hele tyd na my toe kom. En ek bedoel, hy lig daar so 'n paar voorbeelde uit. Hy sê, dis soos wat in die verlede gebeur het, hierdie verhouding wat daar met God was, wat hy die deure oopgesluit het, dit was soos met Moses gewees. Dit was soos met Israel gewees. Hy maak my soos iemand wat jeugtelike krag het, soos 'n arend wat vlieg. Maar dis die hele tyd God wat dit doen. En sy voorbeelde sê eintlik nogal baie. Bro, vat vir 'n oomblik vir Moses. Ek het altyd die prentjie van Moses, 'n ou wat so in sy 30s of 40s is, die prentjie pas ook nou maar 'n bietjie aan soos ek ook ouer word, wat op die ouend na hierdie volk toe gaan, en vir Farao gaan sê, God sê, laat my mense gaan, en dan gooi sy stok en dit word 'n slang en is melaatsheid en alles. Maar die tyd toe hierdie gebeur het, was Moses 84 jaar oud. Sy 40 jaar in die woestyn begin as hy 84 jaar oud is. 84. Ek is nou 47, ek is nie lus vir 40 jaar in die woestyn nie. Ek is party daar nie lus vir 40 minute in die gym nie. Ek het dit net nie in my nie, maar hier gaan hierdie 84-jarige oomie, en sy naam beteken letterlik die een wat ek uit die water uitgehaal het. Met ander woorde, hier was hierdie babatjie wat doodgemaak sou moes word, en sy mamma het hom daar in 'n mandjie gesit, tussen die krokodille ingestuur in die rivier, en God het hom gered. Hy word nie krokodilkos nie, hy word in 'n paleis groot. So met ander woorde, wat het Moses hier, die druk wat hy op homself gesit het, wat het gemaak dat hy hierdie bevryder van Israel geword het? Niks nie, hy was krokodilkos wat verander is in 'n leier vir Israel. Maar toe hy jonger was, het hy druk op homself gesit. Hy sien hierdie ou wat geslaan word deur 'n Egiptenaar, en hy besluit, hy moet sy volk help, en hy slaat daai ou dood, en dan moet hy vlug vir sy lewe. Toe Moses probeer om hierdie diamant te maak, toe maak hy droog. En hy moet vlug tot hy 84 is. En toe hy niks meer kan produseer daarson nie, toe sê God vir hom, okay, kom nou is jy reg. Nou gaan ek jou gebruik. Wat van Israel? Israel is die uitverkore volk van God. Ek bedoel, hulle het hulle eie land, hulle is die land wat God se liefde en omgee, deur die belofte aan Abraham, die verbond wat ons hiervan lees, wat dit vir die wêreld moet wys, behalwe Israel is 'n slawevolk. Hulle het nie hulle eie land nie, hulle het vir die meeste van die tyd nie eens hulle eie koning gehad nie, hulle was slawe. So wat doen hulle om hierdie diamant te word? Niks.
En dan kom hulle daar by die beloofde land aan, waar God hulle gaan haal het, deur Moses, hierdie ou oomie van 84, om vir hulle die pad te wys soontoe. En dan kom hulle daar en hulle sien Jerigo, en hulle sien die beloofde land, hulle sien al hierdie goeders, en dan dink hulle, ons kan dit nie doen nie. Dan gaan die verspieders en 10 uit die 12 sê, ons kan dit nie doen nie. En die punt is, hulle is reg, hulle kan nie. Hulle kon nog nooit nie, hulle was slawe. Hulle is nie vegters nie. Hulle is slawe. Maar hulle is meer as dit, en ek dink dis wat hierdie Psalm ook wil uitlig, is jy word nie hierdie diamant wat vir God belangrik is, oor die dinge wat jy doen, en die aksies wat jy neem, en die manier hoe jy regop staan, en veg vir wat reg is eers nie. Gaan van die ander kant af, deur God wat na jou toe kom. Wat 'n ou soos Moses kies. Wat 'n volk soos Israel kies. Kyk, as mos die storie van die eerste ding wat hulle te doen, hulle gaan 40 jaar later, is al daai manier van dink dood, hulle kom weer terug daarso, nou moet hulle die land in bewind neem, en die eerste ding wat doen is, hulle val vir Jerigo aan, en Jerigo val, hulle wen. En toe sê hulle, okay, hier is volgende dorpie op die kaart is Ai, ons het nou Jerigo, het hierdie magtige stad is, het ons nou so goed gewen, ons gaan sommer net 'n paar ouens stuur om vir Ai te oorwin. En dan gaan Ai, hierdie paar mensies met hulle plattelandse dorpie, en hulle oorwin Israel terug. Dis soos 'n wake-up call. So ek en jy ons is grootgemaak in 'n wêreld wat dink van, wat doen ek, wat moet ek doen om sukses oop te sluit en te kweek, terwyl hierdie hele Psalm probeer sê is, dis doen nou nie jy en ek nie, dis God. En dan sê hy dit op 'n stadium, net vir 'n geval jy dit nie opgelet het nie, sê dit reguit, sodat ek dit ook kan hoor. God weet waarvan jy gemaak is. God weet dat jy stof is. God weet dat jy stof is. Ek wens hy het gesê hierso grond, want die grond kan jy ten minste nog goeders in plant en iets kweek. Maar stof is iets wat ek vir Anna sê, Anna, jy het daar 'n plek gemis. Stof is daai goed wat gaan lê op goeders en dit onaantreklik en vuil laat lyk. God weet dat ons stof is. Maar is die ongelooflike ding. Hy is die een wat ons gemaak het. Hy is die een wat vir ons die jeugtelike krag gee. Hy is die een wat vir ons gee dat ons kan vlieg soos arende. Maar hier is die ding wat ek dink ons mis, is daai arend vlieg nie uit homself uit nie. Dis die wind onder sy vlerke wat hom dra. En nou hoor ons hierdie boodskap en ons kry 'n motiveringspraatjie van, God vat my sonde van my af weg en ek moet hom gaan loof, ek moet hom gaan prys, ek moet hom gaan aanbid, ek moet hierdie dinge gaan doen vir hom om sy naam groot te maak. En ons mis die punt dat sy naam is groot. Om God te loof beteken nie ons doen iets nie. Om God te loof beteken ons erken iets. Dis God wat ons diamante maak. Dis God wat ons leiers van 'n volk maak. Dis God wat ons uitroep om besonders te wees. Dis wat dit beteken om hom te loof. Dis om te erken dat hierdie ding wat in die middel van hierdie Psalm gebeur het, is dat God skeiding gemaak het. Alles weggevat het, so ver die ooste van die weste af is, van wat ons weghou van hom af. Dis hy wat dit uit die pad uitgevat het. Dis hy wat vir ons sterf aan 'n kruis. Dis hy wat vir ons sê wat ons waarde is. En die ironie is, dan staan ons op en ons sê, dankie Here, dankie dat ek waarde het, dankie dat ek goed en belangrik en spesiaal is, en ons gaan terug na die wêreld toe, met al sy druk en uitdagings, en ons glo die wêreld, dat ons moet werk vir die spesiaalheid, dat ons dit moet verdien op 'n manier, dat ons dit moet oopkap en veg daarvoor. Terwyl die realiteit is, ons is spesiaal. 'n paar weke terug praat ek met die jeug, die hoërskooljeug, en ek praat oor waantoe is jou lewe op pad. Want ek bedoel, as jy op hoërskool is, dan moet jy nou swat, jy moet goeie punte kry, sodat jy dalk moet gaan swat, of dalk 'n werk moet kry, of dalk 'n beurs moet kry. Jy moet die ding nou oopkap hier, so jy moet die regte keuses maak, jy moet die regte rigting kies, jy moet die regte universiteit kies, jy moet die regte alles kies, jy moet reg kies. As jy
regte verhouding kies, moet jy regte vrou of man kies, jy moet nou reg kies, jy moet reg kies op die regte tyd kinders hê, jy moet reg kies hoe jy jou geld belê, jy moet reg kies die heeltyd. En as jy nie nou reg kies nie, sê die wêreld vir ons, is jy soos iemand wat hierso staan aan die begin van 'n reis, en as jy nou begin verkeerd kies, is dit net soveel moeiliker om weer terug te kom. So die druk is die hele tyd op jou om reg te wees. En as jy 'n goeie dag gehad het, goeie nuus. Dit word die standaard, die minimum vereiste van môre, want môre moet jy nog beter wees. So as jy vandag dit kon bereik het, dan moet jy môre ten minste dit bereik en 'n bietjie meer. Elke dag moet jy meer en beter en groter en sterker wees. En ek praat met die kinders en ons praat oor hoe voel dit dat die lewe soveel druk op jou sit, dat alles lewe en dood is. Elke klein dingetjie, of jy nou sport doen of nie, of jy span kry of nie, of jy toets deurkom of nie, as jy die regte rigting kies of nie, al hierdie goeie sit soveel druk op jou nou hierso. En dis nie net hierdie situasie wat erg is nie, dis die res van jou lewe wat op die spel is. En ons sit nou net sulke groot oë en kyk, want julle weet waarvan ek hier praat. Kinders ook. En ons lees toe 'n stukkie die Bybel uit en ek sê vir hulle, kyk wat gebeur hier. Die evangelie wat letterlik evangelion, die goeie nuus. Die goeie nuus is nie dat God jou spesiaal gemaak het en geleentheid gegee het om jouself te bewys nie. Dis nie goeie nuus nie, om op te dag, ek kan gaan toets skryf. Dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus is dat God, wat God is oor alles, aan die einde van jou lewe staan en terugkyk en sê, alles gaan uitwerk. Alles gaan oukei wees. Ek weet waar jy gaan eindig, eendag, en dit gaan oukei wees. Jy het 'n paadjie om te stap oor hoe jy daar uitkom, maar ek weet waar jou lewe eindig. En dit eindig by my. Dis wat Psalm 103 vir ons ook al sê, is God weet waantoe is jou lewe op pad. En ek weet in die oomblik voel dit oorweldigend en dit is vreesaanjaend en dit is, ek bedoel, dit is angstwekkend. Want die druk is ongelooflik, maar die Here kom na ons toe en sê, ek weet waantoe jou lewe op pad is. Ek weet waantoe jou kinders se lewe op pad is. Ek weet waantoe gaan jy. Ek weet waar kom dit uit. Waar dit uitkom is by 'n plek waar ek en jy saam is. Waar ons saam is. Het gaan nie oor ons wat hierdie diamant moet squeeze en druk, en die wêreld se druk gebruik om diamante te maak. Dis God wat sê is ek weet wat jy is. Maar dis nie waarna ek kyk nie. Want ek weet wie jy vir my is. En ek dink dis wat Dawid ons uitnooi om te doen ook vandag, is om hier uit te gaan en te weet, daar is 'n wêreld vol druk wat angswekkende verantwoordelikhede van ons vra. Ja. Maar daar's 'n God wat sê, maar dit gaan oukei wees. Ek weet nie wat gaan gebeur met jou besigheid, jou plaas, jou werk, jou kerk, jou wat ook al nie. Ek weet nie wat gaan gebeur in hierdie verhouding nie. Maar ek weet wel wat God vir ons hier gaan sê is die plek waar dit eindig, die manier hoe dit eindig, is op 'n plek waar God en jy saam is. Waar die God van liefde en jy by mekaar is, dat daar niks gaan wees wat skeiding gaan maak nie, jou keuses en verantwoordelikhede, jou goeie keuses, jou slegte keuses, jou enige iets, gaan skei dat jy by God eindig. Nou hoe voel dit om nou te moet kies, 'n universiteit, 'n werk, 'n rigting, 'n besluit te neem, maar jy weet op die einde van die dag is hierdie goeders in God se hand en dit gaan oukei wees. Dis anders as om 'n besluit te neem en alles is nog op die spel. En ek dink dit is die ding wat hierdie Psalm vir ons wil sê, vir my wil sê. Waar ook al jy nou is, en wat ook al jou situasie is, God weet waar dit eindig. Met jy wat by hom is. Met jou kinders wat by hom is. En daar is 'n paadjie, daar is nie asof hy die Psalm praat en sê daar is nie iets soos sonde nie en daar is nie iets soos afstand nie. Dit is. Maar my en jou swakheid en ons foute en ons tekorte
is nie 'n match vir God se grootheid en krag en liefde nie. Kom ek sê dit net weer. My en jou uitdagings, of dit nou situasie is, of dit persoonlik is, kan nie kers vashou teen God se krag en liefde vir jou nie. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie. Is dat ten spyte van enigiets wat hier gaan gebeur, is die einde van die storie is klaar geskryf. Jy en ek weet ook nie hoe gaan ons daar uitkom nie. Ons weet waar ons uitkom. By God, wat ons vashou, en wat ons hierdie diamant maak, wat ons onsself uit kan maak. En daarom dink ek, begin hierdie psalm en eindig hy met loof die Here. Loof hom, engele, loof hom hemelwesens, loof hom alles wat die Here gemaak het. Kom ons loof hom, want hy het gedoen wat ons nie kan nie. Hy kom haal ons, wanneer ons nie kan. Kom ons loof hom net elke dag. Net vir die God wie hy is, en die liefde wat hy vir ons het. Kom ons sit so in ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat ons baie keer in hierdie wêreld se oë so klein kan wees, maar nog steeds in u oë groot. Dankie Here dat hierdie psalm dalk begin met ons, maar dit skuif dadelik na u toe. En baie keer voel ons so ver van u af, juis want ons fokus is op ons probleme, ons uitdagings, ons ambisie en ons liefde vir u. Terwyl Dawid hier vir ons wys, die fokus is eintlik u liefde vir ons, u aksie vir ons, u goedheid vir ons. So help ons asseblief Here om hier uit te gaan vandag, om hierdie video klaar te kyk en te weet, daar's 'n ander manier van kyk na ons lewens, 'n manier van kyk waar ons weet waantoe dinge op pad is. En dat ons kan weet, u stap saam met ons daai pad. Hierdie einde klaar geskryf. En u gaan ons nie los nie. Wees asseblief saam met elkeen van ons met ons uitdagings. En help ons om u te loof in goeie en slegte en moeilike en maklike en die mekaar en angswekkende tye. U te verloof vir die God wat by ons is. Nou bid ons dit saam. Amen. So ek het 'n plan gehad vir vandag. Die plan was gewees om die krag af te sit. Ironies genoeg. En dan kersse aan te steek. En te sê, kom ons maak hierdie kerk helder. Kom ons laat ons liggie skyn en dan kersies aan te steek en dan op die einde van die dag net hierdie blinds oop te maak en te sê, kyk hoe lyk die son. En dis die argument, dis die skuif ook in die psalm, is weg van ons klein liggie wat ons wil laat brand, na die son wat net oor ons skyn elke dag. So ek gaan dit nie gebruik nie, want daar's nie krag nie. So, maar ek wil julle uitnooi om ons saam met my hierdie week net die Here te gaan loof, te gaan prys en te gaan besef, dit gaan vir God nie oor jou liggie wat skyn eers nie. Alhoewel ek dink, as jou kinders jou trots maak en jou skottelgoed was, of soet is, of mooi met mekaar speel, ou voel tog as ouer bly daaroor. Dis lekker as jou kinders oulik is. Maar dit bepaal nie of jy vir hulle lief is nie. En ek dink dis wat God vir ons wil sê, is die oomblik as ons liggies laat skyn, dis mooi, dis goed, dis reg, maar dit bepaal nie sy liefde vir ons nie. Sy liefde is soos die son wat oor ons skyn. Ons liggies is irrelevant in daai argument. Want sy liefde vir ons is nie onderhandelbaar nie.
Dis wat ek het. Ons gaan nou saam net gou Psalm 119 sing. En Martie gaan ons insit. So, maar ek wil vir julle sê, baie dankie vir vandag. Dankie dat julle die koue trotseer het en die donker en die duister om saam met my hier te kom wees. En terwyl julle net so sit. Mag die Here se genade en liefde by jou wees en mag jy dit raak sien. Mag jy sien dat die einde klaar geskryf is. En jy gaan by hom wees. Mag jy sien dat sy liefde vir jou ononderhandelbaar is. Maak nie saak wat gebeur nie. Amen. Dankie julle. Okay, gaan ons huis toe. Hoor hierso, baie dankie. Ek wil vra as julle offer, sit dit net daar in die sakkie as julle wil, as julle kan. Ek gaan nie laat ons nou hierso 'n liedjie luister en speel en 'n ding omstuur en daar is dit as jy gebring het, maar ek wil sê is julle hier wees en saam wees is groot. Ek wil sê dankie vir dit. Lekker week julle.